God is baie ernstig daaroor dat ons hom vertrou. Hy praat gedurig met ons deur sy woord en gebed, deur preke en boeke en selfs deur die natuur. Maar wat doen ons met die woorde wat hy vir ons sê? Glo ons hom of twyfel ons maar so 'n bietjie? Of, nog erger, dalk glo ons hom glad nie. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die Israeliete en na Abraham en hoe hulle gereageer het op die woorde van die Here. As 'n mens in Eksodus lees oor die Israeliete se trek uit Egipte, dan besef jy dat die ou spulletjie God maar baie min geglo en vertrou het. Voor God hulle uit Egipte verlos het, het hy vir hulle gesê dat hy hulle gaan verlos en hulle na die beloofde land gaan neem. Daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here, ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle bring na die land toe wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Maar ten spyte van die feit dat God hulle beloof het dat hy hulle na die beloofde land gaan neem, het die Israeliete keer op keer vir God en Moses daarvan beskuldig dat hulle net uit Egipte verlos is, sodat hulle in die woestyn kan doodgaan. Hulle glo dis nie regtig God se belofte van die beloofde land nie. En toe hulle wel daar aankom, en die 12 verspieders stuur om te gaan kyk hoe die land lyk, wys hulle weer hoe min hulle God glo en hom vertrou. O ja, hulle erken dat die land goed is en oorloop van melk en honing, soos ons sien in Numeri 13 vers 27. Maar hulle staar hulle blind teen die mense wat daar woon en vergeet sommer heeltemal wat God met die Egiptenare by die Rooi See gedoen het en verloor weer eens vertroue in God en sy belofte om die land vir hulle as eiendom te gee. 1 Korintiërs 10 vers 5 sê oor hulle: Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Waarom was hy nie met hulle tevrede nie? Want hulle het hom nie geglo nie. Hulle het hom nie vertrou nie. Van Abraham word gesê dat, al was hy so wat 100 jaar, en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was, en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Sien jy die verskil? Die een kyk verby die omstandighede en glo dat God by magte is om te doen wat hy beloof het, terwyl die ander net die omstandighede raak sien en die belofte heeltemal uit die oog verloor. Hebreërs 11 vers 6 sê dat dit sonder geloof onmoontlik is om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En in Hebreërs 10 vers 22 tot 23 lees ons: Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. So, kom ons hou ons oë gerig op God. Kom ons glo elke belofte wat hy in sy woord maak. En wanneer die omstandighede dit laat lyk asof God se beloftes nie kan of gaan waar word nie, kom ons maak soos Abraham en twyfel nie in ongeloof aan die belofte van God nie, maar wees ten volle daarvan oortuig dat hy by magte is om te doen wat hy beloof het. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy elke dag daarvan oortuig wees dat God getrou is, dat hy doen wat hy beloof het.